Vader, ons dankie Here God vir u almag, u teenwoordigheid. Vader, ons dankie vir die Heilige Gees, Here, wat swaar op ons rus. Vir die salwing, Here, wat die jukke breek. En ek dankie Here dat u elkeen kragtig nou aanraak. Dat ons elkeen sal kan sê, die aanraking van die Here het nie net my getuig gedraai nie, wat my denke, my hart gedraai. Vader, ek dankie Vader dat u elkeen wat vandag hier is, sal ontmoet met 'n woord, maar 'n aanraking wat dieper is as wat ons oë kan sien, Here. 'n belewenis wat ons nou gaan hê, waar die salwing van die Heilige Gees die jukke breek. Ek dank u dat u met elkeen praat en met elkeen deel, selfs ook op die livestream, Here. Vader, ek weet hier gaan 'n tyd kom van 'n diepe herlewing. Herlewing begin in ons harte. Herlewing begin in die huis van die Here. Herlewing begin wanneer ons, Here, die wêreld neersit en die goddelike dinge begin bedink en lewe. Here, ek sien in die geestesoog hoe 'n mechanic besig is met sy voertuig se engine. In ons terme, Here, en hy sit daai spender neer. En hy kom met 'n vuil overall kerk toe en hy sê, ek het God nodig. Ek sien, Here, hoe 'n vrou haar kindertjies afdroog in 'n bad, aantrek en sê, ons gaan nie nou see toe nie, ons gaan nie mall toe nie, ons gaan na die huis van die Here toe. Ek sien hoe u kinders, Here, weer begin Bybelstudie doen, en hulle verheerlik in die grootheid van God, in die almag, diep gesprek het met hulle Vader. Ek sien, Here, hoe hierdie bediening aktief raak in die veld buite en siele bedien. Vader, mag ons nooit ooit, Here, ooit u val nie. Mag ons nooit ooit, Here, so besig raak met die dinge, dat ons nie by die God van ons dinge uitkom nie. Mag ons opreg bly handel en wandel in alles wat ons doen, en nie daardeur verheerlik. Mag die salwing nou swaar rus op elkeen. Maak my tot niet, Here. Gebruik my net as u instrument. En mag die woord nou lewe in elkeen se menswees, se wese, elkeen se siel. Die bose is verban, verbreek, elke gedagte word gebind, en elke hart sal suiwer wees vir die lewende ware God. Amen, amen en amen. Prys die Here. Kom ons sit, geseënes van die Here. Prys die Here, halleluja, halleluja. Halleluja. Prys die Here vir die boere van Swaziland wat hier is vandag. Welkom, en ek sê, waar is die boere van die Kalahari? Daar is die boere van die Kalahari en daar is die boere van Kathu. Kathu, nee. Amen. Prys die Here God. Groot is ons koning. Groot is ons koning. Ek wil net weet, luister gou geseëne van die Here. God gaan jou aanraak. En die koning gaan jou kragtig aanraak. Het jy verwagting? Nee, mense wag. Dit lyk my ons moet met al twee dienste dieselfde oefening doen. Kom ons sê gou almal gelyk. Amen. Amen. Dis te sag. Amen. Amen. Prys die Here. Halleluja. Halleluja. Prys die Here. Die woord amen beteken so sal dit wees. Met ander woorde wat ek bid, wat ek glo, wat ek God in vertrou, so sal dit wees. Daar's nie te redeneer oor dit nie. So sal dit wees. So as ek dit gebid het, pas op. Dit gaan so wees. Amen. Amen. Rolf, kom gou uit asseblief. Geseëne van die Here. Amen. 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 Ek prys die Here as die Gees van die Here van my wys jy moet uitkom, die uitkom, want God sien jou baie in 'n dieper dimensie as wat ek of enigiemand in die vlees kan sien, maar ek wil my hande gou op jou lê, genees in die naam van die Here. Hier kom 'n getuienis. Word nou gesond. Volkome. Dankie Here. Amen. Hoe warm is dit? Ja. Die Here.
Die Here het jou aangeraak, nee ek nie Boeta, God het jou aangeraak. Genesing gee die Here in 'n oomblik, nie in 'n paar dae nie. Nou, klaar. So, dit's it. Mense, as God jou uitroep, deur die Gees, ek is net gehoorsaam, en die Here raak jou aan. Jy weet, hier was 'n man gewees wat ook siek was. Hy was ook maar in 'n droefheid gewees in die lewe, en as ons kyk na 2 Konings 5, Naaman. Nou hierdie Naaman, hy was eintlik 'n man wat hoog geplaas was, 'n leerowerste vir Aram. En 'n leerowerste te wees beteken, in ons terme, hy was soos 'n generaal. Hy was 'n man met baie seggenskap, baie autoriteit. En hy het sy manskappe onder hom gehad, en hy moes strategies oorlog maak. Maar hierdie ou was sieklik. Hy was sieklik. Ek dink, as die koning so na hom gekyk het, sy CV gekry, en hy kyk na hierdie ou, so hy sê, jy sieklik. Jy kan nie as 'n manskap wees nie. Maar, sy persoonlikheid, sy menswees, sy autoriteit waaraan hy beweeg het gemaak, dat hy 'n leerowerste kon wees. En hy kon vir die koning baie beteken, vir die land baie beteken, vir Aram baie beteken, maar hy het nie God gedien nie. Hy het gode gedien. Hy was nie Israeliet gewees nie. En die hartseer was, hierdie ou was melaats gewees. En jy van 'n melaatse ou al weggebly. Moses se wette het inteendeel bepaal, die melaatses kom nie eens in die stad nie, hulle bly buite die stad. En selfs daar het God hulle raak gesien, jy kan maar in die Bybel gaan lees, waar Vader 4 melaatses op 'n dag gebruik het, om die hele stad te red. Was eintlik ongelooflik. So kyk God na elke mens. Ons mag nie vinger wys na iemand toe nie. Want selfs Jesus sê vir ons in Matteus 5, as jy sê raak af iemand, mense, ons doen dit maklik. Hy sê, dan gaan jy betaal in die hel. Ons nie veronderstel te veroordeel nie, maar ek veroordeel sonde, maar ons is daar mekaar op te bou en te stig in Jesus. Amen. So, skinder in hierdie bediening is uit. Praatjies in hierdie bediening is uit. Dis waar ek ou baie gou vasvat, mense, ek gaan nie daai twak vat nie. As jy van 'n ou praat, as jy na my toe kom, jy praat van 'n ou, dan sê ek vir jou, bly gou stil, kom ons praat gehoor jou. Kom ek sê gou vir jou wat openbaar die Here. Dis waar ons die lyn trek. Jy praat nooit nie eens, jy kom vertel nie eens my van jou vrou of van jou man nie, ons praat van die toekoms, die verlede is klaar verby. Amen. Nee, nou raak jy amen sag. So julle is bang. Amen. Amen. Want God is groot, mense. God is groot. Daar's 'n toekoms, daar's 'n lewe. Naaman kom en hy siek man, kom sê hy was ook by al wat 'n dokter was. Hy was by almal, maar niemand kan hom genees nie. Die gode kan hom nie genees nie. Daar kan nie genesing in sy lewe kom nie. Maar daar was 'n klein dogtertjie. Daar was 'n klein dogtertjie wat in sy huis gebly het, 'n Israeliet. 'n Dogtertjie wat hulle met hulle rooftogte en toe hulle die Israeliete gaan plunder het en gaan beroof het, deel van God se plan, laat hy toe dat daai dogtertjie, kan ek gou hierdie jong man kry, kom staan gou hier by my. Prys die Here, kyk gou hierso. Dan onthou mense baie beter. Jong, jy's 'n smart ou. Hallo. Geseëne van die Here is jy, hoor jy? Geseëne van die Here. Eendag tel jy my so op, staan gou. Kyk gou, so groot was hy. Daai dogtertjie dalk. Jy's nou 'n billetjie. Maar so groot was daai dogtertjie. Weggevat, weggevoer. En daai kind moes groot word in die vyand se huis, in die leerowerste se huis. Baie dankie. En in daai huis van die leerowerste waar sy gebly het, kyk sy so altyd na Naaman en hierdie man is sieklik. En die vrou kla dalk en almal sy wens dalk haar man kan net gesond word. En daai klein dogtertjie gee vir hulle die evangelie. Sy sê, as my Heer maar net in Israel na die profeet Elisa toe kon gaan, sal hy vir hom hande oplê en bid en hy sal genees. Haar geloof, want God genees. Is dit jou geloof? Ons sê baie vinnig, dit is tot jou toetse kom. Dan hardloop is dokter toe. Dan hardloop is grandpa's toe. Dan hardloop is oral, behalwe na God toe. Klink dit bekend? Of doen ons dit nie? Prys die Here, ek is bly. Dan kan ons maar afsluit. Maar die Here is groot en goed. Hierdie dogtertjie, dis al wat sy sê. As my Heer maar net daar was. En hierdie vrou het seker hierdie storie so geluister, en daar moes 'n gesprek gewees het. En daai gesprek vra hierdie vrou, nou vertel 'n bietjie meer van hierdie Heer van jou vir my. En sy sê, nee, sy vir mense bid daar, genees hulle.
Hulle raak gesond, man, melaats is niks. God genees dit in 'n oomblik. Melaats is hier in die hele land iets verskriklik, maar daar by ons, God genees. As ons bid, en jy is in die wil van die Here, dan gebeur dit. Gaan net na Elisa toe. En sy gaan praat die aand met haar man, en haar man besluit, hy skryf 'n brief, hy praat eers met sy koning, en sy koning skryf 'n brief vir Israel se koning. Nie vir Elisa nie, vir Israel se koning. En sê, koning, my leerowerste, jy weet, dis die land wat hulle beroof, dis die land wat hulle, die vrouens wegvat vir slawe, dis die land wat hulle aanval. Wat doen hy? Koning, ek verstaan daar by jou is 'n man wat kan bid, en as hy bid, dan genees my, dan gaan my leerowerste genees, sal jy hom toch gesond maak? En die koning kry daai brief, en die koning verstaan nie hierdie ding nie, koning vir Israel, en hy kyk na hierdie brief so, en hy sê, wat dink hierdie man? Dink hy ek is God? En hy skeer sy klere, en hy sê, dit kan mos nie waar wees nie, hoe kan hy so iets van my dink? Hoe kan hy dink ek kan hom gesond maak? Elisa hoor dit, en Elisa laat weet vir die koning, man, laat kom die ou, laat kom hom. En die ou kom met sy hele gestoet, en klomp geskenke, en 'n groot klomp goed, wat hy saam met hom vat, want hy gaan ons nou gesond word, en hy kom daar by Elisa, en Elisa stap nie eens uit sy huis uit nie. Luister nou mooi, jy leer baie uit. Elisa stap nie eens uit sy huis uit na daai leerowerste toe, en gaan lê vir hom hande op, en salf hom, en maak dit 'n groot storie nie, glad nie, daar's nie 'n show nie, daar's nie 'n show in God se saak nie, leer dit, daar's nie 'n show in God se saak nie, God bepaal die reëls van sy evangelie, God bepaal die genesing, God bepaal wie wil hy gebruik en wie nie. Elisa het geweet, as hy uitgaan, en hy gaan lê vir daai hande op, gaan die ou hom eer. Hy het geweet, daai ou gaan opkyk na hom toe. Daar sit met 'n wa vol geskenke, goud, silwer, pakke klere in ons terme, en alles, hy het alles daar wat hy net vir Elisa wil gee, maak my net gesond, dis uitroep. Elisa sê vir hom, laat weet vir hom deur Gehasie, wie was Gehasie? Ken julle Gehasie? Was sy dienaar, Elisa se dienaar gewees. Dis waar die terme vandaan kom tot vandag toe nog, van waar Gehasie, ons kom nou daarby. In elk geval Gehasie stap toe uit, en hy gaan sê vir hierdie leerowerste, my heer sê, jy moet net gaan spring daar in die Jordaan, 7 keer, as jy 7de keer uitkom, is jy gesond. En hierdie man is kwaad, dat hy nie eens uitkom, rooi tapuit uitgooi, met hom praat, en tyd met hom spandeer nie, en hy is daar op sy wa weg, hy ry, hy is kwaad, dikmond, ry hy, en hy dink, wat dink hierdie man van my? Ons land het beter riviere as Jordaan, ons land lyk beter, nou wil ek moet aan hulle Jordaan net spring 7 keer, en dan is ek gesond, en so, terwyl teen die Jordaan afry, sê een van sy leiwagte, sê vir hom, hy sê, my heer, doen dit toch, kom stop, jy kan niks verloor nie, man, kan niks verloor nie, doen dit, want God het gepraat, nie Elisa nie, God het gepraat, God toets ons, baie keer om iets te doen wat vir jou lyk, man, wat kan dit help juis, as jy luister na God, dan werk het, klaar, einde van die saak, en hy stop sy wa, die ou spring daar aan, hy duik in, hy kom uit, en hy is net so siek nog, en hy duik 'n 2de keer, hy duik 'n 3de keer, hy duik 'n 4de keer, hy duik 'n 5de keer, lyk my raak lekker, dat hy swem, en hy gaan die 6de keer, en die 7de keer, toe hy uitkom, sê die woord, het sy vel gelyk soos die van 'n baba, gesond, die onmoontlike het moontlik geraak, gehoorsaamheid, doen wat God sê jy moet doen, doen wat God sê jy moet doen, ons wil baie keer 'n show in die lewe hê, ons wil baie keer hê 'n ding moet werk, soos wat my brein dink, soos wat ek voel, dit waarna ek gewoond is, die ou maniere, die ou dinge het nie gewerk nie, hoekom sal dit in die toekoms werk? Doen wat God sê jy moet doen, amen. Mense hou net 'n bietjie uit, ek weet is vol en ek weet is warm, maar ek beloof ons een van daai nuwe geboue, daar is baie goeie aircons, hulle het so beloof, so, gaan hulle vashou daarmee, hey, daar gaan ek julle pak gee as dit nie so is nie, prys die Here, amen, 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 prys die Here, dit gaan so wees, ek weet dit gaan, ek weet ek, hierdie man hou 'n goeie woord, en dis my fantasties en ewige lig, ek eer God daarvoor, mense, maar, kom ons gaan net aan, kom ons gaan aan, sê Heilige Gees lei, nou kom hierdie man uit, hy lyk heel smart, ek dink hy bekyk hom heeltyd in die spieël, en hy sien, hy is gesond, hy lyk so 'n nuwe jong man, en hy sê, vat hierdie wa terug, ek wil vir Elisa gaan dankie sê, vol joy, ry terug,
Weer kom Elisa nie uit nie. Weer verstaan hy dit nie. Hy sê, man Elisa, ek wil al hierdie goud en silwer vir jou gee. Ek gee jy die pakke klere. Jy kan alles vat. Kyk wat jy vir my gedoen. Elisa sê, ek het vir jou niks gedoen nie. Ek niks. God het. God het vir jou gedoen. God het vir jou gegee. Nou hierdie is 'n opvolgwoord van vanoggend se woord. Waarom moet jy nee sê? Hy moes nee sê. Hy moes nee sê vir al daai geskenke en goed. Sou hy daai goed vat en homself verryk, Elisa, kind van God, het hy salwing verloor. Want dan het hy homself verheerlik. Want God wil na sy diensknegte kyk. God wil nie sy diensknegte moet hulle self gaan verryk nie, om te kyk, wat kan hulle vir hulle self kry nie. Want hy sou dit dalk nooit vir bediening gebruik het nie. Hy sou dit dalk in 'n gemaksone gesit het. Maar sy diensknegte het hierdie storie so geluister, Gehasie, staan toe ook daar. Want Gehasie is oral by. En Gehasie kyk hierdie storie, hy het al die wonderwerke, hy het al die dinge gesien. Hy weet God het vir hulle altyd gesorg. Maar Gehasie dink, ek het 'n vrou en kinders, ons raak ouer, Elisa raak ouer. Nou een van die dae moet ons op pensioen gaan, hoe gaan ek maak? Ek moet oorleef. God het vir hom gesorg tot op daai oomblik. Maar hy sien hierdie goud en silwer. Hy sien hierdie voorrade op hierdie wa. En hy kan nie nee sê nie. Hy kan nie nee sê vir wat verkeerd is nie. En toe hierdie leerowerste terugry na sy land toe, toe tel hierdie Gehasie spoed op, hy tel sy rok op en hy hardloop. Hy maak oop, so wat hy hardloop. Elia was ook so atleet gewees, so hierdie manne het gehardloop, hulle het dit geken. En hy's agter hierdie wa aan, en dan sê die woord, hierdie leerowerste het gemerk, iemand kom aan gehardloop. Maar intussen loop hierdie man nog twee van die profete seuns wat in die berge afsonder ook raak, en hy sê, kom saam, kom. En die wa stop, en hy kom by hom en hy sê, my heer Elisa het van plan verander. Hy soek nou silwer, hy soek nou die geskenke, hy soek, jy kan sommer net 2 pakke klere gee in my terme, vir die profete seuns en die gaste wat tuis is. So, uit die oomblik wat jy ja sê vir iets wat jy moes nee sê, wat jy ongehoorsaam is, dan kom die ander demone ook soos leuns by. En dadelik, omjaal sê die leuen om wat sê, Elisa sê dit. Elisa wil nou hê, en hy skuil agter dit. Kind van God. Hy het teruggegaan met al hierdie goed, en hy het uit die profete seuns ook nog geneem wat hulle in hulle hande gesit het, en hy het dit gaan bære, en hy staan weer in die vertrek, mooi en regop, staan hy dalk daar binne, en Elisa het hom so gekyk, en hy sê vir hom, van waar Gehasie? Van waar Gehasie? Waar was jy gewees nou? Hy sê, nee, ek was nêrens nie. Jy weet, ek is mos maar hier. Jy weet mos, nogal interessante spreuke ook sê, dat iemand vee die mond af, maak of hy onskuldig is, en vra, wat het ek verkeerd gedoen? Sê Gehasie, ek was maar nie heeltyd hier gewees. God se oë is op ons elkeen gefokus. Elisa sou dit nie geweet het, as die Heilige Gees dit nie openbaar het nie. En die straf vir daardie man was, nou is jy melaats. Jy en jou familie, vir wie jy wou sorg, almal in jou familie, jou nageslag en almal, sal nou melaats wees. Mense, dis wat gebeur met sonde. Sonde teel aan. Sonde is soos onkruid in 'n land. As jy die onkruid toelaat in jou land, moet jy een ding verseker weet, hy groei vinniger as jou oes. Onkruid groei om te vernietig. Dis sy doel, dis hoekom hy daar is. Dis om die oes weg te vat. En as jy hierdie klein goedjies in die lewe toelaat, God sien dit. Daarom verwag God van ons om in geregtigheid te staan. 'n Klein dogtertjie gaan en net haar woorde wat sy uiter, daardie woorde, as iemand net daar was, hoeveel te meer kan jou stem mense daar buite lei om by die waarheid by God uit te kom? Hoeveel mense daar buite uit melaatsheid, omstandighede, situasies, gaan dit sleg mee, kom nie in die huis van die Here nie.
Hulle omstandighede lyk net nie goed nie. En God stuur jy oor hulle pad. Praat jy saam met hulle oor die omstandighede, praat jy saam met hulle oor hoe sleg dit gaan, hoe hard die ekonomie is, hoe hard die land is, hoe hard situasies is, of vat jy die lewe wat God gee en draai om en sê, maar kom ek bid vir jou, kyk hoe God na jou getuig gaan draai. Kom ek bid nou vir jou en kyk hoe God jou gaan aanraak. Want dis die God wat ek jy dien. God wil jou kragtig gebruik. 'n Kind van die Here is gevul met die Heilige Gees. En die Heilige Gees in jou, kind van God, wil 'n verandering bring om God daardeur te verheerlik. Hoeveel te meer wil God jou nie gebruik in jou eie huis, jou eie omstandighede nie. Wil God jou nie seën nie, waar ons baie keer negatiewe dinge praat, want weer eens sê die woord, ons gaan lewe van die vrug van ons mond. Hoeveel keer kan ek en jy nie dalk seën, want daar moet 'n oes kom later. Daar moet 'n oes kom. Hoe meer ek opreg uit my hart uit seën, en lewe spreek oor ander, toe Job vir sy vriende bid, toe begin dit met hom uit as goed gaan. Toe draai God se hele gety om. Dis woord, dis evangelie. En so trek dit deur die Ou Testament en kom deur die hele Nuwe Testament. Ons dien 'n Vader, ons dien 'n koning, ons dien 'n God wat wil red. 'n God wat jou kragtig wil aanwend. 'n God wat jou sterk maak in hom, waardeur is hom verheerlik. Maar as jy nie kind van God daai tree gee nie, moet jy eendag voor hom staan en sê, Here, ek het so op my eie probleme gefokus. Ek het soos Gehasie die hele tyd gekyk, wat kan ek kry? Wat kan ek self bekom? Ek het soos 'n Gehasie agter die wa aangehardloop en nooit besef, Here, by U lê die oorwinning en U rykdom is baie meer as wat op daai wa is. God wil elkeen seën. Dis die God wat ek ken. Maar as jou mindset nie verander nie, en jou mindset, ons bid baie keer dat iemand moet verander in die lewe. Verander asseblief my man, verander my vrou, verander my vriende, verander my baas. Maar die Here kyk na jou en hy sê, verander jy. Kom jy liewer en verander en word wat God wil hê jy moet wees, dan aanvaar jy almal wat nie reg is nie. Want dit is God se saak. As jy dan bid, sal die Here God die verandering bring. Maar dit help nie heeltyd ons bid dat God ander mense moet verander om ons, maar ons eie harte is nie waar God ons wil hê nie. Kom ons verander ons eie harte en ons eie gedagtegang. Ons begin lewe spreek, lewe doen. Ek dink weer aan daai onskuldige klein dogtertjie. Elkeen het ook so 'n stem in hom of in haar. Elkeen het ook 'n stem om vir iemand te sê hou moed. En dan bid jy vir daai persoon sodat God daardie persoon kan versterk. So gebruik God jou en draai jou eie probleme om. Wanneer jy siek is en jy begin bid vir mense wat siek is. Wanneer jy finansiëel swaar kry en jy bid vir ander wat finansiëel swaar kry. Wanneer jou omstandighede moeilik is en jy bid vir ander, dan is jy besig om te bedien. Dan sê God, is elke dienaar sy loon werd, sal hy jou vergoed. En ek doen dit nie dat God my moet vergoed nie, ek doen dit uit liefde uit, want ek wil hê die persoon vir wie ek bid, moet dit mee goed gaan. Daar moet 'n gety draai wees, want daai siel is gewen vir die Here en daai siel gaan weer ander siele wen en gaan 'n voorbeeld daar buite wees. Dit is wat God wil hê in ons lewe. Mense hou op kyk na negatiewe goed. Ons grootste vyand, Openbaring 13. Ons grootste vyand is sosiale media. Grootste vyand. Want 99% van die tyd wat jy op sosiale media sit, kind van God, verkondig jy 'n evangelie van dood, van leuns, van sonde, en dit gelê in die hart. Selfs daar moet jy vir die Here vra, Here, mag ek dit kyk? Moet ek dit kyk of nie? Alles in die lewe bid ons oor. As jy bid oor elke saak, en God ken in elke saak, sê ek vandag vir jou, jy gaan 'n voorbeeld wees vir hulle daar buite. Hulle gaan na jou kyk, en hulle gaan vir jou vra, hoekom gaan dit so goed met jou? En jy sal kan sê, omdat God is waarlik met my. Mense wat saam met hierdie pad gestap het, boere wat saam met hierdie pad gestap het, ek dink Gerrit kan getuig daarvan, boere wat saam met hierdie pad gestap het, dit is leer bid in die autoriteit van God, dan gebeur daar soveel dinge in daai boere se lewens, en ek dink van hulle kyk nou hierso op livestream ook, onthou, jy het soveel autoriteit in die krag van God, maar jy wend dit altyd aan tot eer van God. Jy kan nie salwing vir jouself wil gebruik nie, dis diefstal. Dis so goed of iemand gee vir jou R1 miljoen om te bedien, maar nou kyk jy eers na jouself,
die sonde is verby, God se na jou kyk, dan moet jy bedien daarmee. En dis die salwing, as ek die salwing het, dan bid ek nie dat dit met my moet goed gaan. Ek moet verheerlik word. Ek moet die beste altyd hê nie. Ek bid juist vir ander, sodat God my kan vertrou met die salwing. Sodat met ander kan goed gaan. En so het is baie van die boere leer bid. Dan kom die brande aan, dan steek hulle hande uit, dan begin bid hulle. Blaas hulle op die ramshorings, dan stop daai vuur presies voor daai boer se grensdraad. Ons het hoeveel keer gekry, ek dink in die tyd wat ons daar was, in Schweizer, 7 jaar na, elke jaar is dit 'n rekordoes. Jy dink hierdie jaar is 'n rekord, volgende jaar alweer. Spreek lewe, maar lewe in die wil van God. God het nie sy kinders gemaak om swaar te kry nie. Dis verkeerde keuses. En omdat ons nie genoeg bid nie genoeg God vertrou nie, wat mense baie keer swaar kry. En as jy deur storms gaan, is nie te sê God wil hê jy swaar kry nie. Die storms is gemaak om jou sterker te maak, om te leer. Jy gaan aan die ander kant uitkom. Jy gaan verseker aan die ander kant uitkom, want die opdrag van die Here is, kom ons gaan ander kant toe. Tussenin, as jy stil see, maar skielik is daar 'n storm, gaan maak Jesus wakker. Gaan maak die Here wakker en sê, Here, ek wil bid, ek wil uitroep vandag. Dis wat die disippels gedoen het. Dis hoekom die terme maak wakker gebruik, want Jesus gee nie vir ons om nie, was hulle woorde. Jy voel ook baie keer so, Here, gee nie vir my om nie. Here, kyk hoe gaan dit met my. Here, verhoor U my nie. Praat reguit met die Here. Hy verhoor jou. As jy ongelukkig is, toets die volgende. Here, net U het my gemaak, net U kan my gelukkig maak. Kyk 15 minute daarna, hoe vrek gelukkig is jy en jy wonder, hoekom het jy net nou so gevoel? Want dis God wat jou onderraak. Mense, dis feite. Lewe Jesus in alles uit. Leef hom in elke situasie uit. Want dis die Here wat ek en jy dien. Ek en jy, kind van God, het 'n lewe, en weet jy hoe mooi is 'n lewe voor God? Hoe pragtig is 'n lewe voor God? God sê dat as jy, en julle het almal tot bekering al gekom, almal, ek aanvaar, almal is gedoop, as jy nog nie gedoop is en praat met my, ek is haastig, dan doop ek manne, maar jy moet die pad stap, jy moet die pad loop, dan check ek vir jou op, hoor. Halleluja. Nee, feite, ons moet nie speel nie. Evangelie, weet jy hoe belangrik is jy? Weet jy hoe belangrik is siele? Ek dink julle verstaan dit nie. Julle dink julle sit hier. Weet jy hoe belangrik is jy vir God? As jou saak met God reg is, jubel en juig die hemele. Daar kan nie stilte wees nie. Ons is nou stil. Dis 'n gedruis. Prys die Here as God verlaat. Halleluja. Hier roep 'n engel uit, daar roep engele uit. Hulle jubel en juig en die trompet blaas en een vra, hoekom is julle so gelukkig? Wat gaan aan? Laat sy tot bekering gekom. En hy jubel ook en hy vertel dit vir ander. En daar's 'n gedruis in die hemel. So kosbaar is jy. Maar as jy al gedink het, hoe groot is God? As ons weer kyk na Jesaja 6 en ons kyk ook weer na Openbaring 4, hoe groot is God? Die God wat jy aanbid. Die God wat jy aanbid met 'n passie. As hy 'n beweging maak, die gerubs is massive groot. Dan bulder daai gerubs wat hulle uitroep, halleluja, halleluja, halleluja. Hulle verheerlik God, dat daai groot mure in die hemel, sê die woord, skud. Wil ek en jy stil wees? God is bly oor jou. God is bly oor jou. Jy moet moed vat. Staan sterk. Daar's 'n plan vir jou lewe. Groter as wat jy dink. Kom net in daai wil van hom. Die Here is lief vir jou. En jy's meer kosbaar. Maar as jy dan 'n kind van God is, en dis waar die kern nou inkom. Nou moet jy luister. Dis waar die kern inkom. As jy 'n kind van God is. Openbaring 1 vers 6 sê dan, hy maak konings en priesters wat hom kan verheerlik. Openbaring 1 is geskryf vir die aarde, nie vir die hemel nie. Nie vir as jy eendag sterf nie. En jy gaan die ewigheid in nie. Dis geskryf vir nou. Want my Abba is koning. My God is koning. So, ek gaan nie lewe met 'n ster tussen die bene in, of met 'n jammerhartige houding of attitude van ek kan nie of daar is nie vermoëns nie. Ek's 'n koningskind. Verskoon.
Ek's 'n koningskind. Ek gaan die hele tyd huil en opgee in die lewe en heeltyd in die lewe selfbejammering toepas nie. Hoekom nie? Luister mooi. En jy moet nie nou mis nie. As hy gesê het, hy maak konings en priesters. Ek is in die priesterdom, ek moet die evangelie verkondig. Maar julle is konings, koninginne, konings. Moenie jou kroon afhaal van jou kop af nie. Moenie jou kroon afhaal nie, want jy's 'n koningskind. Die kinders van die Here, net soos die ouderlinge, sit net hulle krone voor God neer. Jy sit dit nie voor die wêreld neer en buig vir die wêreld in vrees en omstandighede, nie eens voor siekte, nie voor ellende, nie voor finansies, voor niks nie. Maar jy sit jou kroon op en jy begin dink soos 'n koning. Want as Deuteronomium 28 van sê ek is die kop en nie die stert nie, dan kan jy nie soos die stert wil dink nie. Jy's die kop, en die kop het 'n kroon op. Dan begin bedink jy die dinge soos wat die Gees van God jou lei. Heel eerste plek, lewe en praat jy soos 'n koningskind, autoriteit, met respek. Met respek en dissipline in jou lewe. Goddelike dissipline. Goddelike dissipline beteken, ek staan op en ek begin doen in autoriteit. Ek is nie meer jammerhartig of ek moet jammer gekry word nie. Ek staan nou op, want God se Gees is in my. Die koning is in my. En omdat hy in my is, en ek is sy kind, is ek 'n koningskind. Klaar, einde van die saak. Niks minder is dit nie. Jou huis regeer jy van nou af, want dit is jou grondgebied. Jou huwelik, met liefde, met vrede. Jy spreek lewe. Jou finansies hanteer jy as 'n koning. Jou menswees, jou vriende. En as iemand jou nie met respek kan hanteer nie, dan sê jy stop gou. Ek's 'n koningskind. Ek's 'n wedergebore kind van God. Jesus Christus, die woord lewe in my. As jy nie met my in respek kan praat nie, gaan bid eers, dan kom jy terug. Staan op as kind van God en autoriteit. Hou op bang wees en die lewe daar buite vrees. Want hy wat in jou is sterker as hy wat in die wêreld is. Jy's 'n koningskind. So nêrens ooit gee jy op weer in lewe, en gee jy toe nie. Dis hoekom God jy vermoë gee vir Elia. As jy in God se wil lewe, dan bid jy vir reën, jy sal reën kry. Jy sal hom kry. Maar dalk moet jy 7 keer ek maar gaan bid soos hy, en glo my, hy het nie 'n 3 minute gebed gebid nie, hy het gebid, en hy het sy man opgestuur en gesê, gaan kyk, is daar 'n wolkie, en hier by die 5de keer, as hy moeg hardloop hier op en af, en hy het gedink, vandag hardloop is dood hier op en af, en hy kom weer, en die 7de keer wat hy terugkom, sê hy, daar is 'n wolkie nou so groot, sy man se hand, en hy het seker gedink, nou gaan ons weer moet hardloop, toe sê, stop, God gaan voorsien. Hoeveel keer wil jy nog tekens hê? Weet jy wat is jou teken? Jesus Christus. Hoeveel tekens wil jy nog hê? Jesus is jou teken. Nou luister jy net na die stem van God. Doen wat God vir jou sê. Kind van God, ons leef in 'n tyd wat mense na jou moet kyk en sê, ek kan jou vertrou want jy's 'n kind van die Here. Kinders van die Here moet vertroubaar wees. Dit is 'n koning. 'n Koning beteken, met ander woorde, 'n goddelike koning beteken, ek's vertroubaar teenoor God, as ek vertroubaar teenoor mense. Maar ek verwag nie dat mense vertroubaar teenoor my moet wees nie, want hulle moet God dien. Mense gaan jou teleurstel. Christene gaan jou teleurstel. Maar jy moet op die plek kom wat jy sê, ek sal vertroubaar wees. Here, help my om nie te val nie. En ek sal vertroubaar teenoor U wees en teenoor die kinders wees. En ek sal vertroubaar staan, vas staan. Amen. Ons vat moed vanaf. Jy gaan lê nie weer nie. Jy gee nie op nie, kind van God. Ons stap hierdie pad en ek verseker jou, jy gaan uitstaan. Jy gaan uitstaan waar jy kom. Gaan mense vir jou vra, wat is anders in jou lewe? En die oomblik as hulle begin praat met jou, ek kan net met 'n ou praat 2-3 minute, dan kan ek vir jou sê, hierdie ou, dien die Here genuine of hy sit aan, of, dis nie waarheid nie, of glad nie. En mense gaan net so met jou begin praat en sê, hey, hier is autoriteit, hier is iets anders, dis 'n koningskind, praat met respek. Jy gaan tussen mense instaan wat vuil grappe vertel, hulle gaan net so stil raak, doodstil, want die salwing, kind van God, gaan uitstaan in jou lewe, want God is met jou. Amen. Ek haas my om af te sluit. Ek sien julle kry warm. Prys die Here. Die vuur is hier. Amen.
Ek wil weer vir jou vra vandag. Net soos wat ons kry baie versoekinge in die lewe. Ons kry baie keer, soos hierdie versoeking, die bose is al wat kan versoek, gekom het om Elisa te versoek. En daar's baie keer 'n maklike weg, maar die uiteinde van die maklike weg, die uiteinde is die dood. Onthou dit. Die uiteinde is die dood. Ja, pastoor Martin is weg, hy moet gaan vlieg. Hy's op pad terug. So dis belangrik dat jy altyd onthou, versoekinge moet jy kan onderskei. Is dit van God af? Het God hierdie uitkomste gegee of nie? Want baie keer bid jy vir iets. En nou praat ek baie reguit met jou. Jong manne, jong vroue bid vir 'n lewensmaat. Nou kom die verkeerde ou op die weg of verkeerde vrou. Dan dink hulle is van God af en alles lyk perfek. Dis baie keer daai wat Elisa moes vir sê, nee dankie. Dit lyk goed en dit lyk of dit 'n goeie bate is, want dit is nie die wil van God nie. Elke ding, selfs jou inkopies wat jy doen, vra jy die Here. Seën jou geld, seën jou finansies. Die Here, wys my wat moet ek koop, wat moet ek nie koop nie. Dan gaan kyk jy die vrouens vir die bakens, dan kom hulle in die duurste goed huis toe baie keer. Dan hou dit langer. Glo my. Ons kyk maar altyd vir bakens, sê Here, nee, daai item gaan langer hou. Luister na die stem van die Here, jou God. Jy's die kop, nie die stert nie. Jy's 'n koningskind. Jy's met die beste in die lewe tevrede, niks minder nie, want jou God is die beste. Ons is te lank wat ons net slier met goed in die lewe, wat ons net aanvaar. Pas op, dis hoe die bose baie keer inkom. Aanvaar die beste, en dis jou God. Amen. Prys die Here, prys die Here. Ek wil weer vir Lats en William Paul vra om die nagmaal vir ons uit te deel asseblief. Vader, ek dank U vir die woord nou, Here. Mag hierdie woord baie mense optel en opwek wat vandag hier sit en konings en koninginne maak. En laat besef, hulle is meer waardevol, Here. Hulle is meer waardevol as wat hulle selfs dink. Seën elkeen asseblief, Vader, versterk elkeen. En mag dit met elkeen werklik waar net goed gaan, tot die eer en die verheerliking. Keer die daarvoor in Jesus naam. Amen, amen en amen. Prys die Here. Halleluja. Laat vir ons afsluit. Die bloed van Jesus is so kosbaar, en ek wil hê net gou luister hierna. Toe die Israeliete getrek het uit Egipte uit. Nou ons leer, ons trek die wapenrusting elke dag van jou lewe aan. Jy hou dit aan, wapenrusting altyd. Jy pleit die bloed. Die bloed is Openbaring 19:13 wat sê, in bloed is sy kleed gedoop, dis die woord van God. En dan sê Johannes 1, die woord van God is Jesus, wat lewendig geword het, wat in my woon. En dan sê Jesus, in Johannes 15, vanaf vers 4 af, sê baie duidelik, dat sy woorde moet in ons woon, en ons sal vra net wat ons wil, en ons sal dit ontvang. So as jy dit nou verstaan, wat ek vir jou gesê het, dis die evangelie. Maar ons las goed by, en ons sit ongeloof by, en ons eie vermoëns, dan kan dit nie gebeur nie. Die Israeliete, ons weet hulle moes die hele lam geslag het. Hulle moes die hele lam opeet, wat Jesus voorstel. Maar die bloed moes hulle in die deurkosyne smeer. En dit het gemaak, die autoriteit daarvan, die autoriteit, dat daai engel van die dood kom, die demone en enig ding kan kom, dan mag hulle nie daarin stap, en die bloed wys, God se kinders, ons mag nie, die bloed hou hulle uit. As jy die bloed van Jesus oor jou lewensdeurkosyn elke dag het, mag hy nie in jou instap nie, mag verkeerde gedagtes nie instap nie, mag sonde nie instap nie, mag die dood nie net instap nie, tensy God sê dis tyd, mag hy nie, hy mag nie, mag siekte nie net instap nie, want die bloed van Jesus is so kragtig, maar jy moet dit op jou lewensdeurkosyn sit elke dag, en dis die woord van God, wat ek kwarteer lewe, en God gee dit, amen. Amen. Prys die Here.